Dan maak ons Bybels oop, Spreuke 31, van vers 10 tot 31. 'n knap vrou, wie sal haar vind? Ver bo korale is haar waarde. Die hart van haar man vertrou op haar, en aan besittings sal dit hom nie ontbreek nie. Sy doen goed aan hom en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe. Sy soek wol en linne uit, en werk met 'n ywerige hande. Sy is soos die skepe van 'n handelaar. Van ver af bring sy haar brood in. Sy staan op, terwyl dit nog nag is. Sy voorsien voedsel vir haar huisgesin, en porsies vir haar diensmeisies. Sy dink na oor 'n stuk grond en koop dit. Met die verdienste van haar hande plant sy 'n wingerd. Daadkragtig omgord sy haar heupe. Sy steek haar hande uit, haar moue. Sy merk dat sy goeie wins maak. Snags gaan haar lamp nie dood nie. Sy steek haar hande uit na die spinstok, en haar handpalms hou die spoel vas. Haar handpalms strek sy uit na die magteloses. Haar hande steek sy uit na die behoeftiges. Sy is nie bekommerd oor haar huisgesin wanneer dit sneeu nie, want haar hele huisgesin is geklee in karmosynrooi weefstof. Sy maak vir haar dekens. Haar bootleed is van linne en purperrooi wol. Haar man is bekend in die stadspoorte, wanneer hy saam met die oudstes van die land sit. Sy maak klere van linne en verkoop dit. Gordels lewer sy aan die handelaars. Krag en luister is haar bootleed. Sy lag onbesorg oor die toekoms. Haar mond maak sy oop met wysheid, en liefdevolle onderrig is op haar tong. Sy hou haar oog op die werk in haar huis. Brood van luiheid eet sy nie. Haar kinders tree na vore en noem haar gelukkig. Haar man, hy besing haar lof. Baie vroue het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal. Charme is bedrieglik en skoonheid is nietig. 'n vrou wat vir die Here ontzag het, sy moet geprys word. Gee aan haar 'n deel van die vrug van haar hande. Mag hulle haar in die stadspoorte vir haar dade prys. Ons lees tot sover. Ons dank die Here vir sy voorsiening. Hemelse Vader, dankie. Dankie, Abba Vader, dat ons hier kan wees in 'n gebou wat U vir ons gegee het, Here, wat U laat bou het. 'n gemeente wat U onderhou, finansies wat U voorsien. Ja, Here, lidmate, wat sal hierdie gebou gewees het sonder enige lidmate, Here? Sonder enige mense wat opkom. Here, ons dankie vir elke persoon wat U onderhou, en dankie dat U voorsien in elkeen van ons se behoeftes. Ons gee U die eer daarvoor, in Jesus naam. Amen. Kinders kan na vore kom. Net voor ons na die woord van die Here toe gaan, wil ek net vir Graham en Michaela baie geluk sê. Hulle het verloof geraak in die week, was dit gister? Of maandag? Ja, baie geluk aan julle twee ook.
Kan ons sommer net sing vir hulle dat die Here se seën op hulle sal daal. Laat hierdie seën op hulle daal, die guns uit Sion al bestraal, wie wat beveel en dit geskied, wil hierdie seën oor al gebied. Here seën julle. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sien op die WhatsApp groepie dikwels nuus van mense soos Sean en Renate en Berge wat net nie gesond word nie. Die siekte bly maar net en mense met ander behoeftes dan die Marietjie Oosthuizen wat gedeel het oor 'n vriendin met probleme ook. En dan is dit so lekker ook om hierdie te hoor. Goeie nuus, vreugdevolle nuus, genadevolle nuus. Here, nie dat die siektes nie ook genadevol is nie, want U doen wonderlike dinge op 'n siekbed. Maar ons is so dankbaar en vra U guns en genade en leiding, Here, vir Graham en Michaela op die pad vorentoe. En dan ook vir Sean en Renate wat siek is in Berge, dat U goedheid en guns ook op hulle sal wees. Asseblief, ons vreugde ook weer saam met mense in ons gemeente die afgelope tyd, dink aan Jaco en Sareta, aan JC en Bianca, en ook aan Malan en Kamei, en Theo en Nicole, met al die babetjies wat gebore is, wat 'n groot seën, nie net vir hulle nie, maar vir die oupas en die oumas, wat 'n vreugde, wat 'n erfenis. Ons prys U, ons dank U dat ons vandag by U woord kom. En mag hierdie ook 'n seën wees. Ons dink aan die jonges wat nou verhoudings begin aanknoop, soos Ebert en Amorey, en vir Timothy en Rachel, en vir Jennifer en Benjamin, en dan selfs ander wat nou iemand in die oog het, wil nie te gou praat nie, maar Here, ons bid dat U vir die jonges ook lewensmaat stuur wat U vrees en U liefhet. En ons bid, Here, dat U onder andere dan nou vanoggend ook uit die boek Rut sal praat met ons gemeente, vir elke een volgens die nood. U ken almal se nood, en ek bid dat daar iets vir elkeen sal wees, al fokus ons op 'n spesifieke aspek, maar dat ons U getrouheid sal sien, om Christus ontwil. Amen. Goed, so jy kan dan oopmaak by Rut hoofstuk 3. En die tema vanoggend is God bly getrou. Rut hoofstuk 3. En ons gaan na die tweede gedeelte kyk. Verlede week was dan nou die eerste 9 verse, en vanoggend dan vers 10 tot 18. Maar kom ek gee net vir jou so opsomming. Eintlik hoef ek dalk nie, nee. Ek het mos nou die kinderstorie vertel. Maar dalk as iemand die opname later kyk en hulle luister nie die kinderstorie nie. So Rut is 'n weduwee en nou wil sy graag 'n man hê en hierdie man is Boas. En nou het haar skoonma vir haar gesê, hier so dit in ons kultuur werk, jy gaan dorsvloer toe, want dit is garsseisoen, die oes is nou aan die einde van die oes, jy gaan dorsvloer toe, waar hy besig is om die gars uit te wan, om die kaf en die graan te skei van mekaar, en dan gaan lê jy by sy voete, en jy lê doodstil, maar eers as hy slaap, en dan maak jy sy voete oop, en hy sal koud kry in die nag, en dan sal hy voel jy's by sy voete, en dan, jy lê net daar, hy sal vir jou sê wat jy moet doen. En dan uiteindelik dan vra sy vir hom nou, asseblief sprei net daai konversie oor my, wat simbolies is van, jy is onder my beskerming. Met ander woorde, hy sal met haar trou, hy sal haar beskerm. Want die wet het mos gesê in Israel, dat as 'n vrou se man sterf, moet die naaste familielid met haar trou, en dan natuurlik sy verloor deur die dood van haar man, meen daar's armoede wat daarmee gepaard gaan, en so wat dan gebeur is, wanneer hy met haar trou, dan kry hy die eiendom, en dan bly dit in die familie, en dan die eerste seun wat gebore word,
die familienaam sterf dan nie uit nie. Dan kry daai eerste seun die vorige man se familienaam gaan dan aan. Nou kom ons by Rit 3 vers 10. Na sy gevra het, sprei jou vleuels oor my of die hoeke van jou kleed. Hy sê toe, mag jy geseën word deur die Here my dogter. Jou trou aan die familie blyk nou nog duideliker as voorheen, aangesien jy nie agter jong mans of hulle arm of ryk is, aanloop nie. Moet dus nie bang wees nie, my dogter. Alles wat jy vra, sal ek doen. Al my mense in die dorp weet immers dat jy 'n deegsame vrou is. Dit is nou wel waar dat ek 'n losser is, maar daar's ook 'n losser wat nader familie is as ek. Bly vandag hier, môreoggend as hy jou wil loskoop, goed, laat hy jou dan loskoop. Maar as hy jou nie wil loskoop nie, dan sal ek, so waar as die Here leef, dit self doen. Bly nou maar lê tot môreoggend. Sy het tot die môre toe by sy voete bly lê. Nog voordat 'n mens iemand anders sou kon herken, het sy opgestaan, want hy het gesê, dit mag nie bekend word dat 'n vrou na die dorsvloer gekom het nie. Boas sê toe vir haar, gee die sjaal wat jy om jou het en hou dit oop. Sy het dit oopgehou en hy het 6 mate gars daarop afgemeet en dit op haar skouer getel. Daarna is hy in die dorp in. Toe sy by haar skoonmoeder kom, vra sy vir haar, hoe het dit gegaan, my dogter? Sy het haar alles vertel wat die man vir haar gedoen het. Sy het ook gesê, hierdie 6 mate gars het hy vir my gegee, want hy het gesê, jy mag nie met leë hande by jou skoonmoeder aankom nie. Naomi antwoord, my dogter, wag. Wag nou maar totdat jy weet hoe die saak uitval. Die man sal nie tot rus kom, tensy hy die saak vandag nog afhandel nie. So die dak lek. Regtig, Pieter het vanoggend gesê, ek sien die dak lek weer. Daar agter in die saal, en in my studeerkamer. En hier agter. En dit lek al 2 maande, en ons het nou al die assessors uitgehaat, en ons het kontrakteurs uitgehaat, en ons het self al 3 kwotasies gekry, en die versekering het ons altyd stories. Nee, ons gaan nie uitbetaal nie, want. So nou ja, nou gaan versekering nie uitbetaal nie. Want dis hoe die wêreld werk. En selfs die eerlikste mense, selfs die eerlikste Christen, kan nie vir jou altyd 100% waarborg nie. Want omstandighede kan gebeur. Life happens. En dinge kan so gebeur, dat ek wil dit baie graag doen, ek sal dit baie graag doen, maar daar's iemand nader as ek, 'n nader familielid wat die eerste reg het om met jou te trou. Maar God bly getrou, reg? Hy wat roep is getrou, hy sal dit ook doen. Hy wat beloof is getrou, sê die skrif. Hy kan nie lieg nie. Hy sweer 'n eed en hy gee 'n dubbele waarborg om te wys hoe getrou hy is. En dis wat ons sien in hierdie storie, in hierdie stuk wat ek gelees het. Nou ons gaan dit opdeel in 'n bruid en 'n bruidegom. Die eerste is 'n deegsame bruid en die tweede is 'n vasbeslote bruidegom. So kom ons kyk eers na 'n deegsame bruid in vers 10 en 11 wat ek reeds gelees het. Kom ek vra jou 'n vraag. Het jy al ooit iemand ontmoet en die oomblik wat jy hulle ontmoet, hou jy dadelik van hulle? Nou ek het so 'n man ontmoet. Ek het 'n ou ontmoet by 'n konferensie in 2008. Die oomblik toe ek hom ontmoet, toe hou ek van hierdie ou. Hy's baie ouer as ek. Hy's so sagmoedig, hy's so nederig, selfs sy stem is daai Engelse woord soothing. As hy met jou praat, dan dink jy net, hy's so godvreesend, 'n heilige man, maar hy intimideer jou nie, jy voel nie soos, jy voel geïntimideer by hierdie ou, hy laat jou so rustig voel en so tuis voel. En toe het ek weer verder met die man te doen gehad, en toe, nie baie lank gelede nie, het ek 'n bietjie meer tyd met die ou gehad. En selfs my gesin, toe hulle die ou ontmoet ook. My kinders het gesê, ons hou dadelik van hierdie ou. En dis hoe Boas is. Die oomblik wat die outeur, die skrywer, vir ons voorstel aan Boas in hoofstuk 2, hou ons van hom.
Want die oomblik toe hy op die plaas aankom, hoe sal jy daarvan nou as jy by die werk kom môre en die baas stap in en sy hele karakter laat alles net so gemaklik voel en rustig voel en hier so hy die mense groet by die werk en hy's 'n baie belangrike en vername man en hy sê die Here wees met julle. Goeiemôre julle, kan ek vir jou 'n koppie koffie bring? En dis hoe Boas is. Die oomblik toe hy instap in hoofstuk 2, die Here wees met julle. Dis hoe hy sy werkers groet. Dan is hy so gaaf met Rut. Hier is die vrou, sy's 'n uitlander, sy's nie belangrik nie, sy's arm, die weduwee op sy plaas, en dadelik stel hy haar gerus en sê, moenie bekommer nie. Hy sê enige tyd, as jy wil 'n breek vat, die man het water geskep, gaan drink water, ek weet dis 'n warm dag, jy werk hard die hele dag in die son, en tel op soveel jy wil, jy hoef nie eens na ander plase toe te gaan nie. Jy kan heeltyd op my plaas bly, is genoeg. En dan by ete, dan gee hy vir haar brood aan, of gebraaide gars, geroosterde gars om te eet. En dan sê hy nog vir sy werkers, hoorie, julle gee nie vir haar moeilikheid nie, geen drama van julle af nie. Julle los haar uit. En dan sê hy nog ook, dan sê hy vir die ouens, trek sommer ekstra 'n garsare uit die bondels uit en gooi dit daar dat sy kan optel. En moet haar nie bestraf as sy so in die garslande gaan, want die wet het gesê, jy mag op die 4 hoeke, mag jy gaan oes en dan mag jy deur die lande loop en net wat geval het optel, maar sy mag sommer oes in die lande. Sjoe. En nou in ons teks ook, wat ek nou vir ons gelees het, sien jy weer hoe gaaf hy met ons. Hy's so sagmoedig. Hy sê vir haar, ek het gehoor van jou. Ek het gehoor hoe goed jy vir jou skoonma is. Hy prys haar. En dan sê hy vir haar hier in ons teks ook, in vers 10 tot 18, dan sê hy, verseker gaan ek jou help. Ek gaan my beste doen om jou te help. En weet, bly net hierso, ek gaan net nou vir jou verduidelik hoekom sy daar moes bly. En dan wanneer sy huis toe gaan, gee hy vir haar 6 maters gars ook. Hy sê, jy moenie Liaan in jou skoonma toe teruggaan. Hy gee om vir die weduwees. Wow, wat 'n man is hierdie. Nou daar's baie mense wat Jesus bely, wat nie soos Boas is nie. Jy sien iets wat ek nou nie genoem het nie, wat ons by Boas sien, hy's vol van die Here. Van die eerste oomblik af, die eerste woorde wat hy sê, gaan oor die Here. Hy sê, die Here wees met julle. En dan later sê hy vir Rut ook, hy sê, jy het kom skuil onder die vleuels van die God van Israel. Onder die vleuels van die Here. En nou hier wanneer jy met haar praat, meen 'n ou wat in die middel van die nag wakker word, wat is die eerste ding wat hy gaan sê? Die eerste ding wat hy sê is hy praat weer oor die Here. Hy sê vir die Here seën jou. Hy's so vol van die Here en wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En daar's baie mense wat bely dat hulle Jesus ken, maar hulle praat nie so nie en hulle leef nie so nie. O nee, hulle lewens. Jy moet in daai huis instap, man, hulle vloek mekaar, hulle skree mekaar, skel mekaar. Dis bitter, onvergewensgesind, daar's woede. Daar's kwaad, daar's verdeeldheid. En dan vra jy vir jouself, hoekom? Hoekom, as hulle dan verlief was? Dan wil ek vir jou voorstel vanoggend, ek dink nie hulle was verlief op mekaar nie, ek dink hulle was verlief op hulle self. Ek dink hulle was verlief op die gevoel van verliefdheid, op die vlinders in die maag en die lekker voel en ek voel spesiaal. Ek dink hulle was verlief op die uiterlike, ek dink hulle was verlief op die fisieke. En dalk het hulle selfs te ver gegaan in die verhouding en daar was seksuele sonde gewees. Dis waarop hulle verlief was. Dalk was hulle verlief op die finansiële sekuriteit of die gevoel van ek voel aanvaar en ek voel nou nie meer eensaam nie. En hierdie persoon kan vir my iets gee. Hulle was nie verlief op die persoon nie. En die oomblik wanneer daai goed begin afweer, die verliefdheid en die vlinders en die lekker voel en dalk die finansiële sekuriteit en die geld begin tight raak en die nuutheid van 'n seksuele verhouding, dis nou ou nuus. Die oomblik wat daai goed begin afweer en die plooie kom en die grys hare kom en dan weer die huwelik somme af en dan verbrokkel alles en alles krummel in mekaar. 'n Sterk huwelik, soos wat Boas en Rut gaan hê, dis gebou op 'n verhouding met die Here. Dis gebou op 'n selflose liefde vir God, eerste, want jy sien hoe vol Boas van die Here is. Dis gebou op 'n selflose liefde vir mekaar, waar Rut vir Boas lief is en Boas vir Rut lief is. Dis gebou op karakter, goeie karakter. En dit sien jy by beide Rut en Boas. Ek weet hulle is verlief, daar is die uiterlike element, ons het laasweek het ek daarvan gepraat.
Hulle is definitief verliefd. Nee, sy gaan nie verniet al parfuum aansit en haarself mooi maak en haar mooi klere aantrek. Sy gaan vir Boas ontmoet en Boas, hoe weet jy Boas is verlief op Rut? Hy sê vir haar, daar's iemand nader as ek. Hoe weet hy dit? Hy het klaar gaan stalk op Facebook. Ja, hy het gaan kyk. En gesê, scroll daar, Rut, pictures. En tog tel karakter meer. Karakter is belangriker vir Boas, dis belangriker vir Rut. Dis hoekom Rut vir Boas kies, hy's 'n ouer man. Hoe weet ek hy's 'n ouer man? Ja, hy praat van die jonger mans, maar daar's 'n ander rede hoe ek al in hoofstuk 2 geweet het hy's 'n ouer man. Want hy sê, my dogter. Net soos presies wat Naomi vir Rut sê, my dogter. Hier's 'n ouer man. En Rut gaan agter hom aan, want dit gaan nie vir haar oor voorkoms nommer 1 nie. Ek sê nie dis onbelangrik nie, maar sy kon baie maklik vir 'n jonger ou gegaan het, want hierdie ou is aantreklik, hy's handsome. En sy kon baie makliker vir 'n jonger ou gegaan het wat geld het. Nou Boas het ook geld, maar menslik gesproke gaan die jong man vir langer geld hê, want Boas is nou al oud. En so die ou gaan langer vir dit kan sorg, daar's 'n groter kans van finansiële sekuriteit. En net so Boas is dieselfde. Hy kies Rut. Ja, sekerlik is sy aantreklik, anders te sê, hy sou nie sê jy kon vir enige jong man gegaan het nie. En die jong man sou geïnteresseerd wees. Maar hy kies haar vir haar karakter. Dit gaan oor karakter, dit gaan oor haar reputasie. Hy sê dit in vers 11. Hy sê, almal weet van jou in die dorp. Al die jong manne wat op my plaas werk weet van jou. Ja, want jy is mooi, maar hulle weet jy is 'n waardige vrou, jy is deugsaam, jy het karakter, jy is eerbaar, jy is sterk, jy is dapper. Dis wat die Hebreëus beteken, al daai woorde wat ek nou gebruik het. Hulle weet dit. In hoofstuk 2 het hy vir haar gesê, almal in die dorp weet al. En ek weet, alles is my vertel wat jy vir jou skoonma gedoen het na jou man se dood. Hoe jy jou eie dorp verlaat het, hoofstuk 2 vers 11. En hoe jy hiernatoe gekom het. Na ons land toe, jy's 'n vreemdeling, jy's 'n weduwee. En dan sien jy hierdie deegsame karakter. Nou, 'n paar van julle weet hierdie en 'n klomp van julle weet dit nie. Dat wanneer hy in vers 11 sê jy's 'n waardige vrou of 'n knap vrou of 'n deegsame vrou, daai woord kom net op 4 plekke voor in die Bybel. Rut 3, Rut 2, Spreuke 31, Spreuke 12. En elke keer praat dit van iemand met 'n eerbare karakter. Onder andere wat Koos vir ons gelees het. 'n knap vrou, wie kan haar vind? 'n deegsame vrou, Spreuke 31 vrou. En nou waar sien jy dit in Rut se lewe? Wie kan vir my sê, waar sien jy haar karakter in die storie tot dusver? Wat regtig goeie karakter is? Dink maar aan die storie tot nou toe. Hardwerkend, van son op tot son onder, sê hoofstuk 2, nee, vroegoggend tot aand. Gee om vir 'n skoonma, bly by haar, ondersteun haar, waar nog? Goeie karakter. Ekskuus? Verlaat haar land. Kom na 'n vreemde plek, want sy is so lief vir haar skoonma wil omgee. Hoekom het sy haar land verlaat, behalwe vir haar skoonma? Vir die Here. Jou God sal my God wees. Dis waardige karakter. Waar sien ons nog haar karakter? Goeie karakter. Ja, sy's rein. Ons het dit laasweek gesien, daai hele storie van by die voete lê en wat party sê dit beteken en wat die konteks duidelik vir jou wys, dis niks onrein, dis niks losbandig, onsedelik nie. En dan natuurlik dat sy is iemand wat kan luister en raad vat. Haar skoonma sê hier so dit hier werk. Sy sê nie ag man, ou vrou stories, ek doen my eie ding. Nee. Sy het 'n mooi karakter, 'n mooi gesindheid wat sy openbaar ook daarso. En dan natuurlik nederig, waar sy nie aanmatigend is en op haar regte staan en die wet sê ek mag op jou plaas gars optel. Nee, sy kom nederig, baie dankie, sy's dankbaar. En so 'n baie mooi karakter wat Rut hier sal openbaar. Nou party mense sal sê dis nie genoeg nie. Dis nie genoeg om te sê hulle albei het goeie karakter gehad nie en hulle skop eintlik te. Hulle sal sê hierdie is nie reg wat Rut gedoen het nie, want jy mag nie
jy mag nie ondertrou tussen verskillende nasies nie. En daar's mos mense wat dit vandag nog sê, nee. Wat sê, jy mag nie ondertrou nie, dis teen die Bybel. Ek het net so gekyk op Google, net vir interessantheid, wat sê Afrikaners oor ondertrou? Daar's ouens wat heftig reageer. En sê, hierdie ondertrouery, jy sien dit nie as onder diere, dat verskillende spesies met mekaar meng nie, nou wil mense met mekaar kom meng nie. Daar's 'n ou, ja, klomp jaar terug, hy bel my op 'n Sondagoggend, ek stap hier in, voor kerk, vroeg op 'n Sondag, sien ek, hier lê my foon, antwoord die foon, hoor jy asseblief, ek moet 'n predikant sien, hier's groot probleme by my huis, kom by sy huis, het allerlei drama, allerlei probleme, ek nooi hom toe kerk toe, hy sê vir my, is daar mense van ander nasionaliteite by julle kerk? Ek sê, ja, enigiemand's welkom by ons kerk, dan kom ek nie, hierdie ondertrouery. En dan verwys hulle na Deuteronomium waar die Here gesê het, sal met die ander nasies trou nie, of die Moabiete tot in die 10de geslag, mag hulle nooit ooit in die vergadering van die Here kom nie, dit is mos 'n Moabiet. En dan haal hulle daai tekste aan, waaroor gaan daai tekste? Gaan dit oor 'n ander nasionaliteit, gaan dit oor 'n ander velkleur? Waaroor gaan dit? Gaan oor 'n ander godsdiens, want hulle aanbid afgode. Maar hier het dit na die ware God toe gedraai. Boas se eie ma se Kanaaniet. Rahab, die prostituut. En sy het na die Here toe gedraai. En daarom sien jy Rahab, jy sien Rut, al twee in Jesus se geslagsregister. En so dit gaan nie oor nasionaliteit nie, dit gaan nie oor nasies nie. Die Here is nie teen dat hierdie nasie met daai nasie of een velkleur met 'n ander velkleur trou nie. Die Here is nie daarteen nie. Hy is teen dit dat jy met mense van 'n ander geloof trou. Dis hoekom die skrif sê, trou met wie jy wil, maar net in die Here, net met 'n ander Christen. 1 Korintiërs 7:39. Jy mag nie aan 'n ongelyke juk trek nie. Wat het lig en donker met mekaar te doen? Wat het Christus en Satan, Belial word hy daar genoem, wat het hulle met mekaar te doen? Wat het gelowig en ongelowig met mekaar te doen? Wat het die tempel van God en die tempel van afgode met mekaar te doen? Nee, jy moet nie aan 'n ongelyke juk trek nie, jy trou met 'n ander Christen. Moses het met 'n vrou getrou. Was dit 'n probleem dat sy 'n swart vel gehad het? Wel, dis vir die Bybel praat daarvan in Numeri 12. Moses se boetie en sussie het in opstand gekom, want hy het met 'n Ethiopiër getrou. En dan Jeremia 13 sê vir jou, kan 'n Ethiopiër sy vel verander, sy velkleur. So dit gaan oor 'n donker vel, en toe sê die Here, Miriam, as jy wil wit wees, sal ek jou wit maak. En toe sy wit so sneeu van die melaats. Dis nie 'n probleem nie. Die Here aanvaar, hy het elke stam en taal en volk en nasie die wat hom vrees. En hy het 'n nuwe nasie gebring, en dis Christendom. Dis die wat in Christus glo. 'n uitverkore volk, 'n heilige nasie, heilige priesterdom. So God kyk nie na die uiterlike nie. God kyk, wat het hy gesê toe Dawid as koning gesalf is? Toe dink Samuel, daai boetie, hy's handsome. Kyk hoe sterk is hy. Wat sê die Here vir hom? God kyk nie na die uiterlike soos 'n mens nie, waarna kyk hy? Hy kyk na die hart, 1 Samuel 16:7. Kyk nie na die velkleur nie. So jou vraag wat jy moet vra, en die paas en maas en ooms en tannies en oupas en oumas, julle kan maar die jonges help, en net as 'n gemeente kan ons die jonges help. Die vraag wat jy vra is nie wat se velkleur het sy, wat 'n nasionaliteit is hy nie. Die vraag wat ons vra is hy lief vir Jesus? Is hy lief vir die woord van God? Is hy lief vir die liggaam van Christus? Moenie met 'n meisie trou wat nie belangstel in die liggaam van Christus nie. Sy gaan nie kerk toe nie, sy gaan mol toe. Moenie met 'n ou trou wat nie lief is vir die Here Jesus Christus nie. Moenie met 'n meisie trou wat sê sy is lief vir Jesus, maar sy is nooit in die woord nie. Sy het nie tyd vir die woord nie, sy is te besig. Nee, wie is lief vir die Here Jesus? Die vraag wat jy vra is daai dinge. Die vraag wat jy vra is, hoe lyk die karakter? Moenie met iemand trou as die karakter vrot is nie. As hy leuns vertel en sy vloek en hy drink. En die taal wat uit die mond kom is vuil grappe en perverse opmerkings. Nee man, nie vir daai meisie gaan, vir daai ou gaan nie. Ou wat pornografie kyk en die vroumens wat bitter is en sy gaan nie vergewe nie. Sy het nou nog daai ding teen haar tannie van 20 jaar gelede. Of die ou wat lui is. Nee, hier's karakter in die storie van Rut en Boas. Jy moet pas op, dat daai skoenlappertjies wat hier in die maag vlieg, die vlinders wat hier is in die verliefdheid, dit jou nie blind maak
vir wie die persoon regtig is nie. Vra liewe raad. Hier is Christene in die gemeente. Hier's toegewyde Christene, hier's volwasse Christene. Vra raad. Gaan sê, oom, kan ek 'n afspraak maak, 'n koffie kom drink met oom, ek wil bietjie met oom praat. Praat met jou ouers. Volg die goeie raad van ouers wat die Here dien. Praat met jou geestelike leiers, met die ouderlinge in die gemeente. Moenie met jou kollegas gaan praat nie. Hulle sal vir jou dinge sê wat jy nie moet hoor nie. Nommer 2, 'n vasbeslote bruidegom. So dit was nommer 1, 'n deegsame bruid. Nommer 2, 'n vasbeslote bruidegom, vers 12 tot 18. So ek ken 'n man en 'n vrou en ek ken hulle goed. En hierdie man was 'n professionele rugby speler. Dit was sy loopbaan, dit was sy inkomste gewees. Dis al werk wat hy gehad het, sover ek weet. En toe het hy groot rugby begin speel, hy het junior Springbokke gespeel. En toe kry hy 'n kontrak by die Bulls en hy het vir die Bulle begin speel. En dinge het net opgegaan vir hom en toe kry hy 'n oproep eendag van 'n afrigter en die man sê vir hom, hallo, so en so, dis Heineke Meyer. Ek wil jou kontrak aanbied by die Sharks. Toe sê hy vir my, moenie vir my lieg nie man, sit hy die foon neer. Toe bel die ou hom weer. Sê die ou nie regtig, dis Heineke Meyer. Toe sê hy, nee goed, en daar was geselsies, ek weet nie wat als daarvan gekom het nie, maar toe kry die ou 'n groot besering, 'n ernstige besering. Soveel so dat hy operasie moes kry. Ek kan nou nie onthou, ek dink dit was 'n rugoperasie. En daar is sy rugbyloopbaan in sy kanonne. En hy het saam met groot name gespeel, saam met Victor Matfield en Bakkies Botha en Skalkburger en Peer Spies. En daar is sy rugbyloopbaan in die grond in, en toe hy nou beter word, toe die Bulls hom gedrop. Toe sê hulle vir hom, jammer, jy gaan nou nie meer hier speel nie. En toe moet hy Valke toe kom, en hy moan en hy groan, om vir die Valke gaan speel, ou junior spannetjie. En toe moes hy hier kon speel, en hy trek Kempton Park toe, en toe hy in Kempton Park kom, by die Valke, en daar's oefeninge, en toe ontmoet hy 'n ou daarso, die ou se naam is Ernie, en die ou, hy sê, ag, hierdie Jesus hugger, en die ou wat altyd oor Jesus praat, maar hy kon nie ontken, daai ou se lewe is anders. En toe daai ou uiteindelik, toe sê hy, hoorie, ek kan nie onthou was al krisis in sy eie lewe nie, maar hy sien toe, hierdie ou is anders, en hy vra hom toe eendag, hoekom is jy so anders? En toe praat die ou met hom oor Jesus, en hy deel die evangelie, en die man kom tot bekering. En hy het verloof geraak, en toe is dit natuurlik 'n baie hartseer storie, want die verloving het toe nou opgebreek. En hy het 'n meisie toe ontmoet na dit, maar die meisie, jare voor dit, was sy verloof gewees. En sy was verloof van 'n ou, maar die ou is nie 'n Christen nie, en sy bely sy dien Jesus. Man, en dit was drama gewees, van voor tot agter, en daar's bekleierery, en uiteindelik die vroumense familie sê vir haar, breek dit op, jy kan nie met die ou trou nie. En uiteindelik toe is dit opgebreek, en dis baie hartseer en baie trane, en sy dink is die einde van die wêreld, maar die ou, wat op bekering gekom het, hy dink is die begin van die wêreld. Hulle twee toe ontmoet, en hulle is 14 jaar later, hulle is gelukkig getroud, hulle dien die Here getrou, en hulle het 'n wonderlike gesin waar hulle kinders van die Here Jesus leer. Dis wat in vers 12 gebeur. Hier's Rut en Boas, daar op die dorsvloer. Boas sê vir Rut, ek is nie die enigste een nie. Daar is iemand nader as ek. Nou sy dalk nie verstaan, toe Naomi in hoofstuk 2 al vir haar gesê het, Boas is een van ons lossers. Sy dalk maar net gedink, hy is die naaste een. Hier sê hy nou vir haar, ek is nie, daar's 'n ander man in die prentjie, hy het eerste reg op jou. Hoe dink jy het Rut gevoel, toe sy daai woorde hoor? Hoe dink jy het Rut gevoel, toe hy in vers 13 sê, ek gaan môre die saak probeer uitsorteer, wag net, en as die ou dan môreoggend besluit, hy wil met jou trou, hy wil die losser wees, hy sal die eiendom loskoop, goed. Kan net dink hoe haar hart in ons sandale insink. Ek dink sy het geslaap nie. En hoe sy net daar dink, ag nee,
Ag nee, baie mans sou nie gedoen het wat Boas doen nie. Baie mans sou nie so eerbaar gewees nie. Hulle sou die hasepad gekies het. Hulle sou 'n kort pad gesoek het en gedink het, wel, kom ek maak maar my eie plannetjies. Ag, so 'n bietjie oneerlik hier en 'n bietjie oneerlik daar. 'n Vriend van my, hy praat met iemand in hulle gemeente. Die ou in die gemeente is 'n jong ou. Hy was op daai stadium in sy mid-20s en dit gaan baie goed met sy besigheid. Ek bedoel soos in miljoene rande goed in sy mid-20s. En toe gebeur iets by die werk. En hy is die eienaar van die maatskappy. Toe het een van sy werkers die maatskappy bakkie op 'n grondpad gery en die ding het omgeslaan en die ou het nie 'n bestuurslisensie nie. Toe sê my vriend vir daai man in sy gemeente, ek hoop nie jy gaan vir die versekering lieg nie. Ek hoop jy gaan eerlik wees. Jy sien baie maklik hoe ons net 'n kort pad kan vat, net om gou iets te wangle hier en iets te wangle daar, laat dinge daarom nou mooi uitwerk. Boas kon dit gedoen het as hy wou. Wie van julle daai liedjie gehoor van die man wat vir die pa gaan vra, kan ek met jou dogter trou? Toe sê die pa nee, toe sê hy, marry that girl, marry her anyway. I'm gonna marry that girl anyway. Ken nie om wat die pa vir my gesê het. En ons mense wat so handel en wandel. Boas is nie so nie. Boas is 'n man vol integriteit. Boas soek nie sy eie wil nie, nie sy eie plesier nie, nie die finansiële voordeel wat hy kan kry as hy met Rut trou, want dan kry hy die eiendom nie. Hy koop dit nou los vir die familie, maar dit kom in die familienaam en hy is nou in haar familie hy's ingetrou daar. Dis nie wat Boas soek nie. Boas soek God se wil, Boas soek God se eer. Hoe weet ek dit? Ek weet dit, want anders sou hy net vir dit gesê het, sure, ons maak 'n plan, ons trou gou. Nee, dis nie wat hy sê nie. Hy weet wat God se wet sê, die naaste familielid het die eerste reg om met Rut te trou. Dis wat Numeri of Levitikus, Numeri en Deuteronomium sê. En so hy sê, as die ander man dan met jou trou, dan is dit God se wil, dis goed so. Dis reg, ons aanvaar dit dan so. So Boas liewer vir God as vir Rut. Is dit waar? Ja? Hy's liewer vir die Here as vir Rut. Dis hoekom hy daai woorde in vers 13 sê. Daai man eerste, ons doen God se wil, want dis God se wil. Jy sien, 'n man soos Boas, 'n man wat regtig liewer is vir die Here as vir daai meisie. Hy sal nie enige iets vir haar doen nie. Want dis baie keer dat mans vir die meisie sê, ek sal enige iets vir jou doen. Ek sal die oseaan vir jou deurswem. Ek sal oor berg Everest vir jou klim en dan as hulle getroud is, kan jy gou Pick n Pay toe gaan vir melk? Nee man. Kan nie eens Pick n Pay toe gaan nie, maar hy sal oor berg Everest klim. Nee, 'n man wat liewer is vir die Here as vir sy vrou, doen nie enige iets vir haar nie. Jy sien, hy sal nie vir haar sê, o nee, sekerlik, ek sal wegbly van die kerk af, want jy wil nou sis en so doen. Nee, ek sal heeltyd by jou kuier en nie by my verhouding met die Here uitkom en nie by sy woord uitkom en nie tyd hê vir gebed nie, want ek sal enige iets vir jou doen, nee. Ek sal onrein wees vir jou, nee. Nee, hoe het Salomo se vroue hom van die Here al weggery? Nee, daai man sal nie enigiets vir jou doen nie. Hy sal jou eerste stel onder die Here. En as jou eerste stel bots teen wat die Here sê, dan sal hy dit nie doen nie. Want hy die Here liewer is vir jou. Ek weet van 'n jong man. Hy het tot bekering gekom. Hy het ingeskakel by 'n gemeente, 'n goeie gemeente. Hy was getrou by daai gemeente. Hy het gedien hart en siel. En toe ontmoet hy 'n meisie. En toe die gemeente met hom gepraat. En sy leiers het met hom gepraat en van die musiekmense het met hom gepraat en hulle praat met hierdie man, jong ou, hy's in sy 20's. En toe hy keuse moes maak tussen Jesus en die meisie, wie het hy gekies? Die meisie. Daai hartseer saak. En hy het toe maar net verdwyn. My vriend het my vertel onlangs. Vra bid asseblief, is bitter moeilik. Ons praat met die ou oor hy is toe. Ja.
Luister, kan ek bietjie vir die jong meisies iets sê hier? As 'n ou die grond aanbid waarop jy loop, hy sal jou drop soos 'n warm patat as 'n mooier godin verbykom. Maar 'n man wat die Here eerste liefhet en die Here bo alles liefhet, daai man, hy sal jou lief hê. En hy sal getrou wees aan jou. En Boas is so. Hoe weet ek Boas is so? Ek weet Boas is so, want hy sê in vers 13, ek roep God tot getuie, soos die Here lewe. As die Here my in staat stel, dan trou ek met jou. En ek sal jou versorg, en ek sal jou beskerm. En hy hou sy woord in hoofstuk 4. En ek weet Boas is so, want Boas beskerm haar. Boas sê vir haar, bly net hier vanaand. Hoekom? Want is die tyd van die rigters. Wat gebeur in die tyd van die rigters? Vroue word verkragt en vermoor. En so Boas beskerm haar. En hy beskerm die huwelik, want hy sê, niemand moet weet, 'n vrou het na die dorsvloer gekom, letterlik Hebreë sê, die vrou het na die dorsvloer gekom nie. Hoekom nie? Wel, daar's twee redes. Die een rede is, die Joodse wette, hulle het nou kommentaar soos gegee van hoe verstaan ons hierdie wette, die Mishnah. In die Mishnah, wat nou baie jare na rit is, maar dit praat van antieke gebruike. In die Mishnah, dan sê hulle, as dit gevind is dat 'n man wat reg gehad het om met daai vrou te trou, hy is die losser. As dit uitgevind word, hulle was seksueel losbandig voor hulle getrou het, verloor hy die reg om met haar te trou. Boas wil dit nie hê nie. Boas beskerm daai huwelik, hy beskerm Rut, en hy beskerm Rut se reputasie. Sy het klaar 'n goeie reputasie. Nou as sy uitgaan, en mense weet sy was op die dorsvloer, wat dink jy gaan hulle dink sy het gedoen? So hy beskerm haar reputasie, dis hoekom hy aan die donker nog wegstuur, voordat lig genoeg is dat een mens 'n ander mens kan herken. Hy beskerm die reputasie, en hy beskerm ook haar reinheid. Dis hoekom sy die hele nag by sy voete bly lê, sê die teks vir ons, in vers 14. Ek het met 'n jong ou gepraat, voor hy getrou het. Toe sê ek vir hom, hy het gesê, nee, maar sy meisie het nou oorgeslaap by hom, hy bly alleen in 'n woonstel, so meer as een keer. Toe sê ek sê, jy kan dit nie doen nie. Nee, maar hoekom, ons het niks verkeerd gedoen nie. Sê ek, maak nie saak nie, jou reputasie. As julle my sien, elke Vrydag aand my kar by nog 'n dop, en ek gaan drink 'n Coke, elke Vrydag. Wat daarvan as ek Coke drink? My reputasie. Ek moet my getuienis beskerm. En dis 'n baie populêre ding deesdae, onder ou mense selfs, dat hulle maar net by mekaar intrek, want is mos finansiëel voordelig. Spreuke 22 vers 1 sê, as jy moet kies tussen rykdom en tussen 'n goeie reputasie, kies 'n goeie reputasie. Beskerm jou naam. En dis wat hy vir Rut hier sal doen, en vir sy eie naam natuurlik. En dan verder sien ek sy liefde, hoe hy die Here eintlik bo haar stel en aan haar regtig liefhet, is want kyk hoe oorvloedig gee hy. Kyk in vers 15. Nou ons weet nou hy het daai klomp gars nou uitgewan, nê. So daar's die kaf in die koring geskei, of die kaf in die graan, daar's 'n hoop graan. Nou tel hy 6 mates en hy sê, gee jou Charlie hierso vir my, of jou sjaal. Kom ons kyk gou op die skerm. So daar's 'n Charlie of 'n sjaal wat sy nou so om haar kop en skouers het, om haar nek. Daar's hulle op die dorsvloer. En nou vra hy vir haar, haal daai van jou kop af, volgende ene. Nou het jy nou 'n groter prentjie. Dankie. En sy sou dit nou afhaal, en dan sê dit, hy het 6 mates gars, het hy toe nou daar vir haar ingelaai. Nou die Hebreërs sê net 6 van gars. Dit sê nie wat se mates hy gebruik het nie. Maar dis swaar genoeg dat sy dit nie kan optel self nie. Want dit sê, hy het dit vir haar opgetel en op haar skouer gesit, en toe dra sy dit nou terug huis toe. Ek wonder nogal oor daai gars wat hy so vir haar gee. Of daar 'n deposito is, of hy sê, die res kom. Die plaas gaan joune wees. Die grond gaan gered word vir die familie. Ek wonder daaroor. Nie seker nie. En dan laastens sien ek ook hoe hy regtig 'n liefde het vir die Here en vir haar, God eerste en dan haar, in vers 17, want hy sê, jy moet nie met leë hande by jou skoonma terugkom nie. Wie van julle onthou, wat het Naomi gesê, toe sy net in Bethlehem kom, net uit
uit Moab teruggekom, toe sê sy, moenie my Naomi noem nie, Naomi beteken pleasant, noem my Mara, beteken bitter, want die hand van die Here het teen my uitgegaan, het my lewe bitter gemaak, en toe sê sy, ek het vol weggegaan, ek het leeg teruggekom. Wat sê hy, moenie met leë hande na jou skoonma teruggaan nie. Dit is asof hy sê, jy is nie leeg nie, asof die Here vir haar sê, jy het nie leeg teruggekom nie. Kyk hoe oorvloedig sorg die Here vir jou. Hy gee vir jou genoeg. Jy sien, Boas openbaar eintlik God se hart vir weduwees. God het 'n hart vir weduwees. Hy gee so om vir hulle. Hy is die beskermer van weduwees in sy heilige woning, sê die psalms. En hier sien jy sy hart vir weduwees. En dan nou natuurlik, soos ek gesê, die deposito, dis die verloofring, om te sê die res kom, die trouring kom. Nou Boas is 'n invloedryke man, laaste versie, vers 18. Kom ons lees net gou wat die teks sê daar. Hoofstuk 3 vers 18, Naomi antwoord, my dogter, wag nou maar, totdat jy weet hoe die saak sal uitval, want die man sal nie tot rus kom, tensy hy die saak vandag nog afhandel nie. Boas se naam beteken gou. Hy gaan dit gou doen. En dit beteken, hy kom met sterkte. So hier's 'n sterk man, hy's invloedryk finansiëel, en hy gaan hierdie ding gou afhandel. Maar daar's 'n krisis, daar's 'n probleem. En dit het ons reeds gesien. Die probleem is, hy's nie die enigste een nie. Daar's 'n ander man nader as hy, wat eerste reg op rit het. En hier moet ons nou baie skei. Want Boas is mos soos Jesus, maar nou is hy nie meer soos Jesus nie. Hy's 'n losser, ja, en Jesus is 'n verlosser, maar Boas is 'n losser. Hy's een van die lossers. Jesus is die enigste verlosser. Want daar's geen ander naam, of daar's verlossing in niemand anders nie, en daar's geen ander naam onder die hemel gegee waardeur ons gered moet word nie. Want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. En die Here alleen is die verlosser. En dit is 'n skrille kontras teen wat aangaan in kerke deesdae. Wie van julle het verlede jaar gesien 2 gemeentes in die Kaap? Die Grote Kerk in Kaapstad, Andrew Murray se gemeente, Andrew Murray van die 1860s, die herlewing, Andrew Murray waar hy die leraar was. Toe staan daar 'n moslem imam in die kansel en spreek die mense toe. Intergeloof byeenkoms. In die Weskaap verlede jaar, nagmaaltafel, daar sit 'n moslem, daar sit 'n man van Afrika godsdiens, daar's 'n katoliek, hier's al hierdie verskillende godsdienste by die nagmaal in 'n kerk, 'n Christelike kerk, sogenaamd. Boas, jy kan sê hy's 'n losser, jy kan dit nie van Jesus sê nie. Hy's die verlosser, die enigste. Jesus het nie net 'n goeie hart soos Boas nie. Jesus het nie net goeie intensies soos Boas nie. Jy wil maar Boas kan misluk, reg? Dalk trou die ander ou met jou. En as hy nie, dan sal ek verseker. Maar Jesus kan nie misluk nie, kan hy? Nee, Jesus. Hy is gewillig om te help, want toe die melaatse sê, as u wil, kan u my genees. Toe sê Jesus, ek wil, word genees. Jesus is gewillig om te help, maar hy is nie net gewillig nie, en miskien misluk hy nie. Hy is almagtig. Hy is vasberade, hy sal dit doen. Sy gesig is so hard soos 'n keisteen, sy oë gerig op die kruis, op Jerusalem om te sê, ek is op pad soontoe, en die disippels is verbaas en party is bang. Wat doen hy? Is hy mal? Hy is op pad Jerusalem toe, ek sal sterf. Ek sal gehoorsaam wees tot die dood, ja, die dood aan die kruis. Ek sal my Vader gehoorsaam. En hy stap vooruit. Jesus het sy eie lief tot die uiterste toe. En hy is in staat om tot die uiterste toe te red. Want hy lewe vir ewig om vir hulle in te tree. Sien, die probleem lê nie by Jesus nie, die probleem lê by ons. Die probleem lê by ons eie harte, wat of nie wil kom nie. Julle wil nie na my toe kom dat julle die lewe kan hê nie, of ons wil kom, maar ons dink hy wil nie help nie. En daai man sê vir Jesus, as u kan, jy sê Jesus, as ek kan,
Enige iets is moontlik vir hom wat glo. Die probleem is ons glo hom nie. Ons glo hom nie. En ek wil vir jou sê, daai gebede wat jy bid, en jy roep tot die Here, en jy dink hy wil nie, en jy dink hy kan nie. Ek sê vir jou op grond van God se beloftes, en in die naam van Jesus Christus, uit sy woord, wanneer dit kom, sal dit gou kom. Wanneer dit gebeur, sal dit vinnig vervul word. If it delays, wait for it, it will surely come. Habakuk 2 vers 3. Sal God nie hoor as hy uitverkorenes dag en nag tot hom uitroep nie. Ek verseker julle, sê Jesus, hy sal hoor. En as hy antwoord kom, kom dit gou. Laat my dink aan Martin Holt, ek sluit af hiermee. Wyle Martin Holt, hy was 'n predikant in Pretoria. En Martin Holt het ons vertel, ons het eendag van die Vrystaat af, aan die ander kant Ventersdorp, het ons nou teruggery Kempton toe van vergaderings af. En toe vertel hy ons in die kar, 2 weke voor sy bekering. Hy het baie worsteling gehad en sondeoortuiging gehad vroeër in sy lewe, naby ondervindings met die dood gehad, wat hy amper gesterf het 3 maal. En die Here het hom gespaar. En hy sê, 2 weke voor hy tot bekering kom, droom hy een aand. Hy droom hy staan op 'n plaas, en daar's niks, is net vlaktes in 'n plaashuisie. En hy staan by die plaashuisie, en hy's so benoud, en hy voel so verlore, en hy weet nie watter rigting om te draai nie. Toe droom hy, toe kom daar 'n man op 'n perd. En die man kom tot by hom op die perd, maar bly op die perd sit, en sê vir hom, ek gaan jou kom haal, binnekort. En die man draai sy perd om en hy verdwyn op die horison. En 2 weke later, sê toe kom gryp die Here in sy lewe en die Here red hom. Jesus, die man sal nie rus, tot hy die saak vandag nog uitgesorteer het nie. En hy kan nie misluk, soos Boas nie. Glo hom, glo hom. Hemelse Vader, ons weet in hierdie gebou, weet ek vandag, as elkeen nou net so sy hart moes uitstort en uitroep vir 'n wyle, U ken elke hulpgeroep, U ken elke probleem, U ken elke versigtiging, U ken elke verlange, U ken elke hoop, U ken elke gebedsversoek. Hoor asseblief daai versigtiging, Here. Hoor dit wat uit die hart kom en skenk geloof, dat U mense U sal glo. U sal doen wat U gesê het, want U is getrou. Amen.